God is in beheer. God was toe heeltyd agter alles in beheer. Dink ons aan die gebeure van Paasnaweek. Is daar tye wanneer dit regtig lyk asof die duiwel los was? Daar is tye wanneer dit lyk asof die wraakgierige Joodse raad, die gierige Judas en die wrede Romeine eintlik in beheer is. Deur hierdie naweek was selfs die disippels by tye verslae. Opstanding Sondag draai hierdie skyn op sy rug. Jesus het opgestaan. Jesus het waarlik opgestaan. Hy leef. Dit het ons gister herdenk. Goeiedag. Ek is Dominee Thys Burger van die AP Kerk Viljoenskroon. Kom ons lees Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 1 en dan 53 vers 10 en 12. Kyk, my diensknegt sal suksesvol wees. Hy sal uitstyg uit troon en baie verhewe wees. Soos baie ontsteld was oor hom, so onmenslik misvormd was sy voorkoms. Sy gestalte nie meer die van 'n mens nie. Net so sal hy baie nasies verbuister. Konings sal oor hom swyg. Ja, hulle aan wie niks vertel is nie sien, en wie nie gehoor het nie, begryp. Wie het geglo wat ons gehoor het, en die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Vers 10, maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak, as sy lewe dan as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien. Hy sal versadig wees aan sy kennis. My diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon aan baie, en hulle sondeskuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra. Vir oortreders het hy ingetree. Dit is Paasmaandag. As ons terugkyk op die gebeure van die afgelope naweek, soos voorspel in Jesaja 52 en 53, sien ons dat God agter alles in beheer was. Dit is insiggewend dat die voorspelling van die Paasgebeure in Jesaja 52 alreeds begin met die aankondiging van die oorwinning van die knegt van die Here. Hy sal suksesvol wees, uitstyg, uittroon en baie verhewe wees. Dit was toe agter alles God wat geweet het dat hy hom gaan verhoog na sy vernedering, wat alles beskik het, toegelaat het. Alleen as ons hierdie waarheid raak sien, kom die Paasgebeure in perspektief. God is agter alles in beheer. Dit is vandag nog waar. Hier in Jesaja 52 en 53 is dit egter spesifiek waar van die lot van die knegt van die Here. Die kruisgebeure is nie toeval of die werk van mensehande nie. Die beskikker nie primêr die ongelowige Jode wat Jesus gevonnis het nie. Ook nie die wrede Romeine wat hom gekruisig het nie. Selfs nie die ontroue Judas wat die Here Jesus verraai het nie. Dit is ook nie die duiwel wat uiteindelik oorwin het nie. Ja, hulle was elkeen vir hulle eie dade en keuses verantwoordelik en sal elkeen sy eie verdiende loon vir ewig dra. Die hoofspeler in hierdie ewigheidsdrama is egter God. Agter alles is hy in beheer. Dit is hy wat volgens Jesaja 52 en 53 sy knegt verneder en verhoog. In Jesaja 53 vers 10 lees ons dat hy die Here behaag het om hom te verbrysel, dat die knegt van die Here sy siel as 'n skuldoffer aangebied het. In vers 11 dat sy lyding, ook sy sielelyding, baie sal regverdig maak, omdat hy hulle skuld sal dra. En dan bevestig vers 12, dat God self hom sal verhoog.
Dit is hy wat terwille van die sondestraf van die mensdom en op grond van God se regverdige oordeel God se reddingsplan moes kom uitvoer. God het van ewigheid af hierdie kruisgebeure bepaal. Sy eie seun gestuur om ons sondeskuld te betaal. Daarvan getuig die belofte in Genesis 3 vers 15 al. Die profete deur die Ou Testament, die Nuwe Testament. Eers as ons besef dat God dit alles eeue terug reeds beplan het, dat hy sy regverdigheid en genade by mekaar laat kom het in die sterwe van sy eie seun, die onskuldige, maak Paasnaweek sin. Jesus Christus, die Seun van God, moes verneder word tot in die dood, om die doodstraf van ons sonde te betaal. Paasnaweek eindig dus nie met Goeie Vrydag nie. Nie met die duiwel wat spreekwoordelik op Jesus se graf dans nie, maar met die leë graf, die opstandingsboodskap van opstanding Sondag. Daarom is dit Goeie Vrydag en was dit nie slegte Vrydag nie. Paasfees vertel van God se genade, maar ook van God se beheer agter alles. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u seun en dankie dat u agter alles in beheer is, ook vandag nog. Amen.